En Here, ek wil vanoggend spesiaal kom bid vir die wat vanoggend sê, ek voel moeg. Ek voel afgemat, ek voel uitgeput. Ek voel of ek nie meer iets het om te gee nie. En Here, ek wil vra, Here, dat U vir hulle 'n nuwe energie gee. 'n Nuwe rigting, Here, 'n nuwe mindset, Here, 'n nuwe manier van dink, Here. Here, dat waar hulle oorweldig voel, Here, dat hulle sal uitroep na U toe, en Here, dat hulle sal sê, Here, tree in, ek kan nie meer nie. Here, dat hulle sal oorgee en kan sê, Here, ek gee hierdie ding vir U. Nie my wil nie, Here, maar U wil. Nie my manier nie, Heer, maar U wil. En Here, dat hulle sal besef wanneer hulle oorgegee is aan U. Here, dat U soveel meer kan doen as hulle. Here, ek bid dat U hulle Gees op hierdie oomblik sal bemoedig. Here, dat U Heilige Gees nou op hierdie oomblik hulle harte sal aanraak, hulle gedagtes sal aanraak, hulle menswees sal aanraak. Here, ons roep uit, Heilig, Heilig, Heilig. Here, U Gees is in hierdie plek. Here, ons het U lief. Met alles binne ons, Here, het ons U lief. Here, soos 'n bok wat soek na water, Here, smag ons na meer van U. Here, ons het meer van U nodig. En Here, waar ons vanoggend staan, die mekaar is of ontevrede is, Here, vra ons, Here, dat U sal doen wat net U kan doen. Here, dat daar waar 'n wonderwerk nodig is, Here, dat 'n wonderwerk sal gebeur in Jesus naam vandag, Here. Daar waar daar 'n deurbraak nodig is vandag, Here, dat daar 'n deurbraak in Jesus naam sal wees, Here. Daar waar daar bemoediging nodig is, Here, dat in Jesus naam dat daar 'n bemoediging vandag sal plaasvind, Here. Here, ons dank U. Here, want U is nie 'n God wat ons net los tot ons eie sin, Here. Maar Here, U is 'n God wat intree. U is 'n God wat betrokke is. U is 'n God wat sê, ons is nie alleen nie. Jy is nie alleen nie, sê die Here. Daar waar jy mismoedig voel vanoggend, sê die Here, ek sien jou raak. Moenie dink dat ek dit nie kan doen nie. Ek is die Here, sê die Here. Daar waar jy dink ek nie kan aanraak nie, daai ding wat te ver is, sê die Here vanoggend, kyk en sien wat gaan ek doen. Kyk wat gaan ek doen. Daai ding wat jy gesê het is onmoontlik, kan nie verander nie. Kyk wat gaan ek doen. Want ek is nie klaar met jou nie. Ek is nie klaar met jou familie nie. Ek is nie klaar met jou nie, sê die Here. Vir jou wat bang is, sê die Here, ek is met jou. Ek is nie klaar met jou nie. Here, dankie dat ons na U toe kan kom, net soos ons is. Met alles van ons. Here, ons is so lief vir U. En ons dank U, soos wat ons nou die woord gaan bedien, soos wat dit nou vooruit gaan, Here. Ons dank U vir wat U vandag gaan doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Julle kan julle sitplekke neem. Van my kant af, Louis, Randy, julle, dit was so wonderlik as iemand salwing op hulle lewens het, nee?
Nou het ons so bedien vanoggend. My hart is so bemoedig en so vol van die Gees van die Here. Baie welkom by hierdie diens. Dankie dat jy die tyd uitgekoop het vir die Here. Ek wil graag vir Jaco en vir Helga vorentoe roep. Ek het hulle spesiaal gevra om te bid vanoggend. Ons weet dat daar sprake is van geweld in ons gemeenskap. Ons weet dat daar soveel dinge is. En as 'n gemeente vertrou ons dat God kan intree, dat God ook saam is. So ek wil hulle vra, ons gaan, as jy vanoggend die vrymoedigheid het, wil ek jou sommer vra om te staan, ons gaan staan in gebed, kom ons bid saam. Testing. Waarom ook dit doen? Hallo. Môre, ja, as ek vra as dit ons ook kan doen. Ons vra vir ons Hemelse Vader baie dankie vir die geleentheid wat ons het vanoggend om ons gemeente saam te staan. Here, om as gemeente vanoggend in te tree vir hierdie saak wat ja, Here eintlik so onnodig is. Vader, ek dink vanoggend nie in terme van ons Suid-Afrika geplaas in die hande, Here, ons gemeenskappe, ons gesinne, Here, wat hierdie aangeraak word. Ons bid ook dat U ons sal beskerm van enige geweld of onrus of aanval. En ons bid dat U engele sal stuur om oor ons te waak. Gee aan ons die veiligheidsdienste, Here, gee aan hulle die wysheid, Here, ons polisie, ons weermag, ons leiers, Vader, wat besluite moet maak, dat hulle dat U vir hulle onderskeiding kan gee van wat reg en verkeerd is. Here, bring ons in die vrede waar daar spanning is en dat geregtigheid en genade seëvier. Vader, ek bid ook dat U elke onskuldige lewe vir ons sal beskerm. Die gedagtes wat hulle tans moet deurdink, Here. Ek dink aan hoeveel duisende jare terug die Egiptenare uit Egipte uit moes trek, die Israeliete uit Egipte uit moes trek, Vader, dat het ook vir hulle onmoontlik gelyk het, Here, en dan die onskuldiges, Vader, daar waar hulle deur die dood aangeraak is, Here, dat U vir hulle gesê het, kyk op, rig julle oë na hom, Here, en dat U hulle gesond gemaak in die woestyn. Bid ek ook, Here, vir die onskuldiges, dat hulle op U sal staan maak, Here Jesus, dat hulle na U sal kyk. Vader, ons trek vandag die volle wapenrusting van God aan en ons verklaar dat U ons toevlug en ons vesting is. En Here, ons bid in die naam van Jesus vir al hierdie beskerming, Here, dat U ook, Vader, daar waar ons harte aangespreek word, waar ons self, Here, gedagtes koester rondom hierdie, Here, dat U ons sal aanspreek, dat U ons gedagtes sal suiwer. Here, dat U ons harte sal ondersoek en ons sal wys, Here, waar daar in ons harte is, dat U ons aanspreek. Ek bid dit alles, Here Jesus Christus, in die wonderlike naam. Ja, Here, om aansluit by Helga en ek wil vra en ek wil pleit by U dat U hierdie gees van apartheid, van dat daar vreemdelinge in ons land is, Here, ons is almal in U oë een, Here. Ek wil bid vir daai eenheid om net te hervestig in ons land, Here. Dat ons as medebroers en susters sal sien as boeties en sissies en nie as vreemdelinge in ons land, Here. Satan, ek wil jou bind vandag, daar waar jy kom om te steel, dat jy kom om mense te verplaas, om hulle lewens aarde af te sny, bid ek jou in Jesus naam. Heilige Gees, ek bid ook dat U net 'n werking sal hê in hierdie land, in hierdie dae, Here. Dat elkeen wat haat koester, elkeen wat slegte gedagtes teenoor iemand anders te het, dat U hulle sal stir, Here, dat U hulle innerlike man sal aanspreek en net sal sê vrede. Ons bid vir absolute vrede in hierdie tyd, Here. Heilige Gees, ons erken U, ons sien elke dag die wonderwerke wat U beding en doen vir ons, en ons erken U, ons bid vir U werking in hierdie tyd ook, in Jesus naam. Amen. Baie dankie, Jaco en Helga. Ek het net gevoel, en ons as 'n kerk het gevoel dat dit so belangrik is om in te bid in hierdie geleentheid ook. Ek weet nie van jou nie, maar ek het 'n dankbaarheid in my hart vanoggend. As 'n dankbaarheid in my hart
Ek is so dankbaar vir wat die Here vir my doen en vir my gesin doen en vir die gemeente, maar ook vir my persoonlik. Net dit wat die Here vir my doen. So, dis my lekker om vir u te sê dat u hopelik nooit weer sonder water hier by die gemeente sal sit nie. U sal sien dat daar die tank is geïnstalleer. Baie dankie ook vir Wandrey wat ons gehelp het om die goed te organise, om regtig die goed daar te kry. En dan het ons ook 'n dankbaarheid teenoor die Here. Ons moes toe nou op die ou einde 'n bietjie meer werk doen as wat ons voorbeplan het. Ons het 'n bietjie konkreet, die teer moes oopkap en nogal diep afgegaan, maar hy's gedoen en ons het 'n diep dankbaarheid teenoor die Here. Dan is dit ook vir my so lekker om vanoggend vir u te sê, vir u die goeie nuus te bring, dat ons offisieel die pastorie afbetaal het. Prys die Here. Dit is so lekker, nou kan ons begin beweeg. Ek glo dat die Here regtig ons was in tweede rad, nou is ons in derde rad. En ons gaan eendag by die fancy karre kom waar by 6. Jy weet, dan het ons, dan soos hulle sê, we are cruising nicely. Nee, ons is so dankbaar en dis as gevolg van jou getrouheid. En ek het 3 of 4 maande terug het ek u uitgedaag en ek het vir u gesê, vertrou die Here met jou finansies. Vertrou die Here, gee vir die Here die beste. En dit is as gevolg van u, waar ons nou soveel nuwe geleenthede in die gemeente kan beplan, is dit omdat u saai, omdat u in hierdie gemeente insaai, sodat ons ook in die wêreld kan saai. En ek wil vir u sê, wanneer jy jou tiendes en offers na die Here toe bring, dan is dit nie 'n kopbesluit nie. Hierdie is nie 'n kopbesluit, wanneer ons tiendes na die Here toe bring, is dit nie 'n kopbesluit nie. Dis nie eers 'n hartsbesluit nie. Dis 'n geestelike prinsip, van dit maak nie baie keer sin wanneer ons dit doen nie. Maar weet jy, wanneer jy daai ding doen, daar's iets in die geesteswêreld wat gebeur, wanneer jy 'n oorgawe het waar jy besef, hierdie is nie myne nie. En daai ding, dis iets baie moeilik om te verduidelik, maar vir die van u wat hulle tiendes gee, jy sal weet waarvan ek praat. Daar's iets wat gebeur, is amper soos 'n baton wat oorgegee word, waar jy sê, Here, ek vertrou u met alles. En ek wil u bemoedig. Ek was so bemoedig self gewees in die laaste paar weke, dat daar's iemand in ons gemeente wat begin hulle tiendes gee het. En dit was nie in pakke note nie. Dit was in 10 en 20 sente. En dit is 'n geestelike prinsip. Dis iets wat net die Here kan doen in jou hart. Want dit maak nie saak hoeveel jy het nie. Dis die feit dat jy bereid is om te gee en te weet dat die Here vir jou sien. So van my kant af wil ek net vir u sê baie dankie. Dit is sommer net wonderlik om dit te sien. Ek glo ons kerk is in 'n nuwe seisoen. En wanneer ek sê nuwe seisoen, dan gebruik ek dit baie lig, want mense gebruik deesdae 'n nuwe seisoen vir alles, né? Alles is 'n nuwe seisoen, maar ek glo regtig dat ons kerk in 'n nuwe fase het. En ek het regtig by die Here 'n profetiese woord gehoor oor ons gemeente, en ek weet nie van u nie, maar ek het hierdie beeld gekry van 'n soos hulle treine en tonnels onder die grond insit, waar hulle kom gewoonweg van 2 kante af om by die een punt te kom, en dan as hulle by mekaar uitkom, dan word die hele tonnel kry lig. En ek glo regtig dis die profetiese woord waar die Here sê die laaste paar jaar het ons gedruk, en ons was, as jy daai masjiene gesien het, dit is 'n verskriklike groot masjiene, maar al wat hulle heeldag doen is hulle druk die klip, en hulle druk die klip, en daai klip word weggevoer en weggevat, en die profetiese woord wat die Here net vir my gegee het, is kap. Ons moet net aanhou, ons moet net doen wat ons al klaar doen, en dat ons tonnel iets moois gaan gee. Op die ou einde gaan daar 'n mooi beeld wees, en ons gaan kan sien, en ons almal gaan kan sê, maar kyk wat het die Here gedoen.
maar dit is as gevolg van mense wat getrou bly aan dit wat die Here al klaar beloof het. En ek wil u uitnooi voor ek die woord gaan bedien, wil ek u regtig uitnooi. Ek het 'n regtig sterk oortuiging in my hart gevoel oor laasweek se preek, dat dit wat ek gesê het en dit wat die Here met ons gedeel het, dat jy weer moet gaan kyk daarna, dat jy weer moet gaan stil staan. As jy die diens gemis het, ons gaan hom oplaai hierdie week, maar dat jy moet gaan stil staan by daai spesifieke woord. Ek glo daai woord het 'n diep betekenis vir ons as 'n gemeente en waantoe ons op pad is. So ek sal die skakelgroep sit, maar ek wil jou regtig uitnooi om nie daai te gaan lig vat, om regtig te gaan luister, maar wat sê die Here vir jou nie? Wat sê die Here vir almal anders nie? Wat sê die Here vir jou? Nou ons praat die laaste 6 weke praat ons oor wandel in die woord. Nou, ons het eintlik vir mekaar gesê, wanneer ons wandel in die woord, wanneer ons wandel, is dit iets wat ons saam met God doen, dis iets wat ons intentioneel oor is, en ek weet nie van jou nie, maar my geestelike groei het vermeerder, omdat ek tyd met die Here spandeer. Dit is my so lekker woensdae-aande as ons by mekaar kom en die mense sê, maar hulle het al so ver gelees, dis waaroor die Here met hulle ook praat. En ek wil jou uitnooi, ons probeer om die teks redelik vooruit te gee, om tyd te gaan spandeer met die teks. Dis een ding om op 'n Sondag te hoor van my, maar dis 'n ander ding om te gaan hoor wat sê die Here en dan wat sê hy vir ons as 'n gemeente. So ek wil jou uitnooi om dit te gaan doen. Almal hulle Bybels hierso, almal jou Bybel hier, ja, dankie, ek sien hom, is daar iemand wat bereid is, wat al die boeke van die Bybel ken? Diante, ek het vir jou 'n lekker pakkie chocolates daar, net spesiaal vir jou. Ja, is daar iemand wat wil probeer vanoggend? En onthou, ons doen dit nie eintlik vir ander mense nie, ons doen dit eintlik maar vir die Here, nee, want wanneer ons sê, as jy nie eens weet, daar's 'n boek soos Obadja nie, hoe kan die Here vir jou sê om te gaan lees, nee? Ons lees vanoggend uit Genesis 39, as jy jou Bybel hier vanoggend, Genesis 39, en ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Ek is jammer as jy die 83 het, ek het die Nuwe Lewende Vertaling, hierso ek lees uit Genesis 39, en ons gaan lees van vers 2 af. Ons het 2 weke terug het ons begin met die storie van Josef, en hoe Josef eintlik maar, ons het vir mekaar gesê dat die put was deel van God se plan. En baie keer dan dink ons, wanneer ons deur moeilike dinge gaan, dan dink ons, ek weet nie so lekker nie, maar ons het regtig gehoor dat die put was deel van God se plan, en God kan selfs die put gebruik om iets binne ons te doen. En my tema vanoggend is, waar God se hand rus, volg sy seën. Weet nie van jou nie, maar ek soek die seën van die Here. Vir my familie, vir myself, vir die mense rondom my, soek ek die seën van die Here. Ons lees vanoggend Genesis 39 vers 2. Dit sê, die Here was met Josef, sodat dit met hom goed gegaan het in die huis van sy Egiptiese meester. Toe Potifar dit raak sien en besef, die Here is met Josef, aangesien hy suksesvol was met alles wat hy doen, was Potifar hom goedgesind. Hy het Josef as sy persoonlike sekretaris aangestel en sy hele huishouding en selfs sy saketransaksies aan hom vertrou. Van toe af het die Here Potifar geseën ter wille van Josef. Ek lees daai vers weer. Van toe af het die Here Potifar geseën ter wille van Josef. Die huishouding het glad verloop en sy boerdery het vooruitgegaan. Daarom het Potifar hom aangestel oor alles wat hy besit het. Met Josef aan die stuur
het hy geen bekommernisse gehad nie, behalwe om te besluit wat hy wou eet. Josef was so goed gebou en baie aantreklik. En dan, ek wens ek kan sê dat ek net een bekommernis het, en dit is, wat gaan ek eet? Amen? Dink net as dit die enigste bekommernis was. Ek weet vir my seun Matthew is dis sy bekommernis. Hy wil konstant by ons hoor. Ons het hom nou net klaar gevoer, dan sê hy vir ons, mamma, wat gaan ons eet? En dan dink ons het nou net klaar geëet, kan ons net eers verbykom. En as een sin wat oor en oor in Josef se verhaal daar is, en dis van Genesis 39 tot 46, kan jy dit gaan lees in jou stilte tyd, en is hierdie woorde, die Here was met Josef. Die Here was met Josef. En dit was die geheim van sy lewe, dit was nie sy intelligensie of sy vermoë of die drome of selfs sy omstandighede nie, want hy het nie die beste omstandighede gehad nie. Ons het Woensdag gelees hoe hier is Josef en hy lê die drome uit van die skinker en die bakker, en al wat hy vir hulle vra is, wanneer jy uitkom, moenie my vergeet nie. En wat doen die mense? Die oomblik toe hulle uitkom, wat gebeur? Hulle vergeet hom. Hy was in die put. Hy was in soveel gevalle in sy lewe, was daar eintlik die geleentheid gewees om te kla. En as jy Josef se hele lewe deurlees, dan besef jy sy omstandighede het voortdurend verander. Maar daar's een ding wat nooit verander het op sy lewe nie. En dit is God se hand. God se hand het nooit verander op sy lewe nie. Dit was die een ding wat konstant was. In die put was God daar. Toe hy 'n slaaf was God ook daar. Self toe hy vals beskuldigings moes voortduur, was God daar gewees. In die tronk was God daar gewees. En dit leer vir ons een van die belangrikste lesse in die lewe, dat juis hierdie ding, waar God se hand rus, volg sy seun. Want jy sien, dit was nie dat Josef so perfek was nie, maar die feit dat hy geweet het dat God vir hom sou help. Ons lees dit, dat oral alles wat hy aangeraak het die Here geseën. Dink vir jouself, as alles wat jy aanraak, as die Here dit sou seën, in jou besigheid, die Here seën dit, in jou huwelik, die Here seën dit, in jou kinders, in jou finansies, in oral wat jy 'n plek aan het, as mense vir jou vra vir advies, en jy gee vir hulle die goeie advies, dan is die Here se seën dan op dit. Dit het nie beteken dat sy lewe perfek was en dat hy nie deur moeilike tye gegaan het nie. Dit het beteken dat God se teenwoordigheid hom gedra het. Hy het hom gevorm. God het situasies gebruik, ongeag van die omstandighede waarin Josef was. Jy sien, want dis nie die omstandighede wat moet verander nie, en dis my heel eerste punt vandag. God se hand verander jou omstandighede. Niks wat jy doen of anders doen, gaan die omstandighede verander nie, maar God se hand sal dit verander. Ons lees in Genesis 39 en dit sê, die Here was met Josef, en dis hoekom hy voorspoedig was. Dit beteken nie alles rondom Josef was voorspoedig nie. Hy was steeds 'n slaaf. Self 2 jaar moes hy wag in die tronk, na hy gesê het, asseblief onthou my net. 2 jaar moes hy nog steeds deur die moeilikste tyd in sy lewe gegaan het. Hy was steeds ver van sy familie af, en hy het steeds onreg beleef. Maar oral waar Josef gekom het, het iets verander. As ek vanoggend vir u moes vra, hoe lyk jou lewe? Gaan oral waar jy gaan verander daar op dinge?
Of lyk dinge nie so nie? Want die Bybel sê, sy Heer het hom raak gesien, want hy het geweet, die Here was met hom. As mense vanoggend na jou lewe moes kyk, sou hulle kon sê, maar die Heer is met jou. Ons sien later dat selfs Farao het dit raak gesien. Ons sien die trompewaarder het dit raak gesien. Verskillende mense op verskillende plekke het dit raak gesien. En almal het tot dieselfde gevolgtrekking gekom. Hierdie woorde, God is met hierdie man. En as ek vanoggend na jou lewe moes kyk, sou ek moes vra, kan mense sien dat God met jou is? En want dis die een ding wat merkwaardig was. Josef het nooit dit oor homself gemaak nie, hy het dit altyd oor iemand anders gemaak, en hy het hierdie woorde gebruik, hy het gesê, ek dien die Here. Ek dien die Here, en omdat ek die Here dien, gaan dit goed met my. Omdat ek doen wat hy van my vra, gaan dit goed met my. Hulle almal het dit raak gesien, want sy karakter het dit gewys, sy werksetiek het dit gewys, sy integriteit het dit gewys, sy wysheid in situasies het dit gewys. En ek wonder, as mense saam met ons werk, of as hulle saam met jou in besigheid is, of as hulle sien hoe jy jou kinders grootmaak, of as hulle jou dalk dophou in jou moeilikste ervaring, wat sien hulle raak? Kan hulle sien dat die Here met ons is? Of is dit 'n slegte voorbeeld van wat dit is om God te volg? Ons kan kies dat krisis ons verswelg, of ons kan kies dat Christus in beheer is van elke situasie. Jy sien, want ons leef in 'n wêreld waar mense eers na ons lewens kyk, voordat hulle kyk wat by ons monde uitkom. Dis wat so relevant was in Josef se lewe. Hulle kon sien, hierdie ou doen goed. En omdat hy hierdie goed doen, is sy lewe geseën. Dit het nie gegaan net oor wat hy gesê het nie, maar hoe hy lewe aangepak het. Jy sien, want dis die belangrikste ding, as jy nou gaan kyk na Josef se lewe, al hierdie slegte dinge wat met hom gebeur het, as jy kan gaan kyk, wat is die goue draad, wat deur Josef se lewe aangegaan het, was dit hierdie een ding, sy gesindheid. Sy gesindheid het alles verander, sy gesindheid het ruimte gemaak vir God se seën. Sy gesindheid het nie verander wanneer dit moeilik begin raak het nie. Ons kon maklik, Josef, as daar nou een ou was wat bitter kon gewees het, dan kon dit Josef gewees het. Want alles het eintlik vir hom verkeerd geloop. Niks het vir hom reg geloop nie. Al die mense wat vir hom goed moes wees, was nie vir hom goed nie. Hy kon gesê het, man, ek gaan net my minimum doen. Ag sy, nee wat, nee, niemand waardeer my nie. Hoekom gaan ek nou meer doen as wat ek moet? Hy kon gesê het, man, God het my vergeet, maar dit doen hy nie. As slaaf werk hy met oorgawe. In die tronk dien hy ander, hy lê self sy medegevangenes se drome uit. En toe hy uiteindelik voor Farao staan, neem hy nie die eer nie. Sien, dis 'n tipe gesindheid wat Farao gehad het. Wanneer hy voor die Farao kom, en ons lees dit in Genesis 41:16, dit sê, dit is nie ek nie. God sal Farao antwoord. Dit is nie ek nie. God self sal vir Farao antwoord. Dit is 'n man wie se karakter deur God gevorm is. Ons weet nie of Josef elke dag positief was nie. Maar ons weet dat meeste van die tyd het sy gesindheid, die manier hoe hy lewe aangepak het, vir hom die deurbraak gegee in sy situasie. Hy het nie toegelaat dat sy omstandighede sy gehoorsaamheid bepaal nie. En miskien is dit 'n woord vir my en jou, dat jy nie moet toelaat dat
jou gehoorsaamheid geïmpakteer word deur omstandighede nie, dat jou gehoorsaamheid net gehoorsaamheid moet wees, want die Here het so gesê. En wanneer jy in die omstandighede is, moet jy kan sê, die Here is met my, maak nie saak waardeur ek nou gaan nie. Ons kan nie altyd kies wat met ons gebeur nie. Is daar enige iemand wat dink hulle is vandag in beheer van hulle lewens? Want as dit jy is, dan wil ek vir jou sê, die Here is in beheer van jou lewe. Jy weet nie eens of jy hier by die kerk kan uitstap, of by die huis veilig gaan uitkom nie. Maar die Here weet. Ons kies elke dag hoe ons reageer. Jy sien, want wanneer jy in die put is, en miskien vind jy jouself in die put, dan kan jy sê, of die put gaan my bitter maak, of die put gaan jou beter maak. Die tronk kan jou geloof breek, of die tronk kan jou geloof verdiep. Jou gesindheid bepaal of jy God se werk in jou lewe gaan weerstaan of omhels. Want jou gesindheid bepaal alles. As dinge in jou lewe dalk op hierdie stadium nie so lekker is nie, wil ek jou vra om heel eers te gaan kyk na jou gesindheid. Want die Here moet iets in jou gesindheid doen. As jy jouself konstant vind dat jy negatief is en sleg dink en die slegste situasie die hele tyd kies, dan moet die Here eers iets in jou gesindheid doen. Maar ons wil altyd net die Here se seën hê. Ons wil net hê die Here moet vir ons seën. Maar voordat die Here jou kan seën, moet hy iets aan jou gesindheid doen. God berei dikwels eers ons harte voordat hy die deur kan oopmaak. Want as jy nie reg is nie, gaan jy deur daai deur loop en dan wat gaan gebeur? Jy gaan weer teleurgesteld wees, jy gaan weer negatief wees. Die Here moet iets eers binne jou gesindheid kom doen, voordat hy die seën oor jou kan laat uitstort. Jy sien, want God seën jou deur God se seën deur jou is groter as God se seën vir jou. Ek sê dit weer, God se seën deur jou is groter as God se seën vir jou. Dis een van die mooiste waarhede in Josef se verhaal. God het nie vir Josef geseën nie. Hy het Potifar se huis geseën. Hy het die mense rondom hom geseën deur sy lewe. En is dit nie maar ook hoe die Here ons roep nie? Die Here seën jou sodat jy ander mense kan gaan seën. Ons lees in Genesis 39:5, die Here het die huis van die Egiptenaar geseën ter wille van Josef. Die tronk is in beter bestuur omdat Josef daar was. Egipte word uit hongersnood gered, sy familie bly leef, selfs die omliggende mense kry kos, omdat Josef die hand van die Here gekies het, die teenwoordigheid, die gehoorsaamheid van die Here konstant gekies het. Sien jy die patroon? God se seën het nooit by Josef geëindig nie. Dit het deur hom gevloei. Dit het so deur hom gegaan na ander mense toe. En dit is vandag steeds God se hart. God seën ons nie sodat ons gemakliker kan lewe nie. Hy seën ons sodat ons 'n seën vir ander mense kan wees. Josef was 'n seën vir ander mense. Hy het hoeveel honderde duisende mense se lewens gespaar deur die gehoorsaamheid aan God te wees. Jy sien, hy kon bitter gewees het. Hierdie ou het 'n geleentheid gehad om bitter te wees, maar hy het dit weggestoot en gesê, my gesindheid gaan my lewe oorheers. En hy het 'n ding besef. Hy besef dat ek moet doen en gaan waar God my stuur. En miskien is dit 'n vraag vir elkeen van ons vanoggend. Word jou huis beter omdat jy daar woon? Word jou werksplek 'n beter plek omdat jy daar is? Word jou familie sterker omdat jy in God glo? Word
jou gemeente sterker, omdat jy deel is daarvan. Voel mense nader aan Jesus, nadat hulle tyd met jou deurgebring het. Want sien, dis 'n werklike toepassing. Want wanneer God se hand op jou lewe rus, moet ander mense ook die vrug daarvan kan pluk. Hulle moet dit ook kan geniet. Hulle kan ook weet dat hulle is geseën net om tyd saam met jou te kan spandeer. Jy sien, Josef se verhaal gaan nie uiteindelik oor die put of die tronk of selfs die paleis waarin hy opgeëindig het nie. Dit gaan oor God wat getrou bly. In alle omstandighede bly God getrou. En soos Josef in daai tyd was, is God vandag met jou. Miskien verstaan jy nie jou huidige seisoen nie. Miskien voel jy asof God stil is. Dan wil ek vir jou sê, onthou dat God was net so teenwoordig in die tronk soos wat hy was in die paleis. Hy was net so teenwoordig in die tronk soos wat hy in die put was. Hy was in alle omstandighede was God getrou en net so teenwoordig. En as sy hand op jou lewe rus, kan geen put, kan geen mens, gaan geen vertraging of omstandigheid sy plan vir jou lewe keer nie. En my gebed vir jou is, mag mense nie net jou sukses onthou nie. Want daar's niks fout om suksesvol te wees nie, maar mag hulle ook oor jou lewe kan sê, die Here was met hom. Die Here is met haar. Want God se hand en seën was op daardie persoon. Want dis die uitnodiging van die lewe, is dat mense kan sien, mense kom tot bekering wanneer hulle na Helga kyk, of na Chris kyk, of na Rina kyk, hulle kyk en hulle sê, daai persoon volg Christus. Daai persoon kyk, hulle het nou net daai persoon verloor, hulle het nou net hierdie ding deurgegaan, maar kyk, ek kan steeds sien dat hulle God volg. Ek kan steeds sien dat hulle getrou is aan wat die Here vir hulle gesê het. Ek kan steeds sien dat die Here se seën op hulle is. Ek het vroeër met julle gedeel, wanneer iets op hierdie tyd in jou lewe sleg is daar nie 'n woord so sleg in die Bybel nie. Dit is 'n weerspieëling om te sê dat God nie klaar is nie. God is nie klaar nie. Hy is steeds besig in jou lewe. En God gaan dit nie los totdat dit goed is nie. Want wanneer hy na die skepping gekyk het, het hy gesê, dit is goed. Goed beteken volbring tot die einde toe. Wanneer God op hierdie tyd in jou lewe besig is God nie klaar nie. Hy is besig om dit klaar te maak. Hierdie is nie die einde vir jou nie, soos dit nie die einde van Josef se storie was nie. Want waar God se hand rus, volg sy seën. En dis sy belofte vir jou. Amen. Ons maak ons oop toe. Here, dankie dat U selfs in die put en in die tronk en in die paleis, Here, dat U saam met Josef was. Here, dankie dat sy gesindheid goed teenoor U was, Here, dat hy nie U blameer het vir sy omstandighede nie. Here, wil U ons nie kom help om ons gesindheid te kom verander, sodat ons U raak kan sien, Here, want ons kan of die put raak sien, of ons kan U plan raak sien. En Here, as ons aan die put vashou, gaan ons nooit U plan raak sien. Here, help ons om ons manier van kyk te verander. Help ons om te doen wat U van ons vra. Help ons om te luister wanneer U met ons praat. Om gehoorsaam te wees wanneer U vir ons sê om iets te doen. En Here, mag U seën op ons lewens rus,
soos wat ons met mense praat, soos wat ons met ons familie te doen het. Wanneer mense na ons lewens kyk, Here, mag hulle sê, maar die seën van die Here lê op hierdie familie, die seën van die Here lê op hierdie vrou of op hierdie man, en ek soek dit ook. Help ons om getrou te wees aan dit wat U van ons vra om te doen. Ons loof en ons prys U naam. Amen. Geliefdes, ons gaan staan en ons gaan ons tiendes en dankoffers gee vir die Here, en ons gaan dan nou ook ons slotlied sing, en na die tyd gaan ons lekker saam kuier. Ek hoop julle is reg om lekker saam te kuier. Warm koffie, lekker koekies en goeie geselskap. Kom ons staan saam.